Goeiemôre van my kant af. Julle lyk almal baie mooi vandag. Ek weet nie of iemand dit al vir jou gesê het nie, maar julle almal lyk goed. Julle lyk uitgerus. Ek kan sien julle kan nie wag om werk toe te gaan in Januarie nie, nee. Julle almal se gesigte sê vir my julle het nou genoeg vakansie gehad. Nee, julle almal is nou terug van die see af, prys die Here. Ek is bly julle almal is veilig. Nee, ek spot sommer maar net. Vanoggend spring ons met 'n nuwe reeks weg wat ons selfie noem, en jy het al net soveel soos ek hierdie teëgekom en ons almal is bewus hiervan, is dat ons wêreld is redelik selfbehep, né? Baie van wat jy sien en beleef is mense wat maar net probeer om raak gesien te word, aanvaar te word en om net so goed as moontlik te lyk, né? Ek het nog nooit op sosiale media gesien waar mense die slegste en die laagste punte van hulle lewe deel en foto's daarvan neem nie. Ek het nog nie. Jy sien net die mooi vakansiefoto's, nee. Dis die perfekte gebakte chocoladekoek, die beste gammon in Centurion, die naaste geskenke, die beste vakansies. Ons sien net die beste van mense op sosiale media, nee? Het julle dit al beleef? Ek dink al hierdie is eintlik maar net 'n simptoom van die mens, waar ons erken, ons lewe met 'n wêreld in ons binneste, waar soveel van ons hierdie drie goed raak sien, is dat ons wonder, wat sê mense werklik van my? Wat dink mense werklik van my? Wat sien hulle as hulle my sien? Ons leef ook met, wat sê ek oor myself? Nee? Het jy geweet, jy het gesprekke met jouself in jou kop? Het jy al jouself gevang? Met jouself praat? Dis net die mens wat dit doen. Ek het nog nie iets anders te sien dit doen nie. Miskien 'n baie oulike papegaai, maar vir die res van ons is dit net die mense. En dan ook, wat het God te sê oor my persoonlik? Nie net oor die algemeen, oor die mensdom nie. Wat sê hy vir my as mens, as individu? En so ons gaan stil staan oor die volgende 3 weke, veral in die Desember tydperk, en net so klein bietjie die aandag na jouself toeskuif. En bietjie kyk wat het die woord te sê oor hierdie kernbehoefte van die mens. Nou ek wil jou vanoggend nooi saam met my om so klein bietjie net te dink oor jou brein. Dit klink dalk verskriklik, nee, want jy kan nie jou neus gebruik om jou eie neus te ruik nie. Is dit net ek wat sulke goed oorwonder? Jy kan nie jou oor hoor nie. Jy kan met jou oor hoor. Nee, is dit net ek wat aan sulke... Okay, jy kan nie jou eie oog sien nie. Jy kan 'n refleksie van hom in 'n spieël sien, maar jy kan nie jou eie oog sien. Dit is baie diep. Maar vanoggend gaan jy jou brein gebruik om aan jou brein te dink. Amazing. Okay. Julle is baie opgewonde. Kom ons spring in. Ek wil gou vir jou 'n paar goed net oor jou brein vir jou sê. Kom ons noem dit maar jou binneste. Die woord beskryf dit ook as die hart van 'n mens, maar ons weet dat die orgaan hart niks te doen het met jou psigie nie, niks te doen het met jou emosies, of jou gevoelings, of jou denke, of kognitiwiteit nie. As ons praat van jou hart, is dit eintlik maar jou brein. En dis waar jou wil, jou emosies en jou intellek in vasgevang is, en dis waar alles geprosesseer word. Alles wat jy as mens beleef en teekom en deurgaan, dit word geprosesseer deur jou brein. Ek wil net gou vinnig 'n paar goed met jou deel, net voordat ons in die woord inspring oor jou brein. Het jy geweet jou brein is 70% vet? Die tekstuur van 'n goeie plaas botter. Nou dit beteken nie, jy mag nie vir die persoon langs jou sê jy is 'n botterkop nie. Ek weet jy wil, maar jy mag nie. Jou brein is ook nie ten volle gevorm tot en met die ouderdom van 25 nie. Nou mense verwar hierdie feit, jou brein sal vir ewig aanhou leer, maar sal nie meer vorm na 25 nie. Met ander woorde, hy is ten volle gegroei, al jou vermoëns is klaar daar, en meeste van dit wat jy glo en beleef, is reeds vasgemaak op die ouderdom van 25. Nou, ek sê nie, jy moet vir jou tiener sê, hulle is dom nie, maar jy kan vir hulle sê, hulle brein is nog nie ontwikkel nie. So ek weet nie of dit jou gaan help om kernbesluit in jou huis te maak nie, maar hulle breine is nog nie ontwikkel nie. Dan, jou brein het onbeperkte kapasiteit. Het jy dit geweet? Die wetenskaplikes het nog nie die limiet ontdek van hoeveel inligting jou brein kan stoor nie. Daar's nie 'n limiet nie. Het jy ook geweet dat jou brein omtrent ongeveer, ek is nou nie 100% seker of dit die waarheid is nie, maar dit klink vir my verskriklik, 86 miljard neurone, ongeveer 1 kwadriljoen, dis 1000 triljoen koneksies het in jou brein. En dan sê jy het vergeet
waar jy jou stettels geberg het. Ek dink nie jy het vergeet nie. Ek dink net nie jy weet waar jy dit geberg het in jou brein nie. Tussen daai 1000 triljoen koneksies nie. Hierdie ene mag dalk nie vir jou lekker wees om te hoor vanoggend nie, maar mans het groter breine as vrouens. Nou mans, jy moenie nou groot kop kry nie, jy's 'n botterkop. So jy moenie nou hier is nie 'n bragging right nie. Ek sê dit nou maar net soos wat die wetenskaplik is dit vir ons deurgee, maar 'n laaste 2 is dat gedagtes beweeg teen ongeveer 430 km/h. Dis 'n stinkspoed. Moenie dat iemand vir jou sê jy is nie skerp nie, jy is baie skerp. Een gedagte, 430 km/h. En dan die laaste ene. Het ongeveer 60,000 gedagtes binne in 'n dagsiklus. Binne in 24 uur gaan jy 60,000 keer iets dink. Maar weet jy wat's interessant? Dat navorsing bewys dat ongeveer 80% van hierdie negatief is. Dat 80% van die gedagtes wat deur jou brein gaan, is negatiewe gedagtes. En ons vang onsself soveel keer met dit, nee, veral wanneer jy met jouself praat. Ek kan nie glo ek het nou net hierdie gedoen nie. Ek kan nie glo ek het dit nou net weer gesê nie. Ag, Jesus, kan ek net enigiets regkry? Kan ek net ophou 'n wurm en 'n plep wees? Ons vang onsself met dit, want dit is hoe ons met onsself praat. Daar's nie 'n mens op hierdie planeet wat meer negatief teenoor jou gaan praat as jy self nie. Is jy bewus daarvan? Nou ek wil gou vanoggend 'n paar woorde met jou deel. Craig Rochelle sê die volgende, hy sê dit vir my so mooi. Hy sê, our life is always moving in the direction of our strongest thoughts. And most of life's battles are won and lost in the mind. En ek weet nie waar jy jouself bevind in die einde van 2025 nie, soos wat ons regmaak vir volgende jaar nie, maar ek dink dit is tyd vir ons almal om bietjie stil te staan by onsself. En 'n bietjie van 'n stock taking te doen, net om weer te sien wat gaan eintlik hier aan in my binnestes. En veral, wat is die inhoud van my gedagtes lewe? Ek wil vanoggend bietjie saam met jou kuier en dis 'n Bybelse beginsel hierdie. Die woord het baie te sê oor wat aan die gang is binne in jou gedagteswêreld. Hoor wat sê Spreuke 4:23 in die Nuwe Lewende Vertaling. Dit sê bo alles wees versigtig. Met ander woorde, daar is bitter min so belangrik en dringend soos wat in jou binneste aan die gang is. Wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Nou die Bybel help ons ook baie met hoeveel van wat in jou gedagtes aan die gang is eintlik maar 'n geveg, nê. Dis eintlik 'n worstel tussen die waarheid en die leuns wat ons glo. Baie van die woord sê vir ons ook dat daar is goed wat in jou gedagtes afspeel wat geloof en twyfel behels, nê, wat vrede en chaos behels, wat selffoute keer na keer uitlig en jou partykeer voel asof jy geen greep het op dit wat eintlik in jou hande is nie, nê. Die woord het baie te sê oor angs, baie te sê oor stres, baie te sê oor hoe ons selfs oor onsself dink. Die woord is vol van dit. Ek wil vandag vir jou gou sê, my vrou sê vir my baie, ek is 'n baie negatiewe mens. Ek sê vir haar, nee, dis nie die waarheid nie. Ek is net 'n voltydse professionele realist. So ek is glad nie negatief nie, maar ek sien die gat in die donut 9 uit 10 keer. Dan wonder ek, wat het hulle met daai ekstra deegie gemaak? Het jy nog met daaraan gedink nie? Ek voel hulle doen my in. Ek koop hierdie ding en dan is die middel van hom weg. Okay, dis net ek weer eens net ek wat sulke gedagtes het. Ek wil vanoggend gou wil ek net stil staan by een van hierdie kerngedagtes en ek wil regtig vandag saam met jou in die woord worstel oor hierdie, want ek glo en vertrou dat almal van ons hier sit met hierdie kernbehoefte. Soos wat jy 'n geveg in jou binneste het, veral oor hoe jy dink, hoe jou denking lyk, wat ander mense van jou dink, wat jy van jouself dink en hoe jy verstaan wat God van jou dink. So, die woord sê vir ons so mooi in Afrikaans, nee, bewaak jou hart. Die Engels guard your heart.
Nou, almal van ons wat in Suid-Afrika bly, is wel bekend met hierdie, ons doen redelik baie om te beveilig dit wat vir ons belangrik is, nê. Veral as jy 'n Toyota ry. Die Here weet, jy kan nie genoeg doen om daai ding te beveilig nie. Maar baie van die mense sal sê, ag ja, bewaak en jy weet, wees versigtig en ja, beveilig maar jou hart en ag, maar is dit regtig nodig? Is dit regtig iets wat ons moet prioritiseer? Is dit regtig so belangrik dat ons dit eintlik moet doen? Kan mense dit nie maar bietjie afskeep nie? Maar verstaan jy vandag saam met my dat die bedreiging tot jou binneste vandag is soos 'n teikenmerk. Nie net vir die vyand nie, maar ook vir jouself. Want ons almal weet waar ons misluk, waar ons kort skiet, waar ons bietjie insecure voel. Ons almal weet waar die lewe ons al gepanel beat het en wat ons al deur is. Ons almal weet wat ons vermoëns en kapasiteit is. Ons is wel bewus daarvan. En die vraag is, gaan ek hierdie goed onbeveilig los? As 'n slagveld vir die vyand om my te kom aanval op my binneste? Of maak ek aktiewe en proaktiewe besluite om te kom omring en te versterk en te kom beveilig? Nou, die woord was weer eens vir ons baie helpvol hierso en ek wil nie deur alles gaan nie, maar ek wil net 'n paar van die goed vir jou uitlig. Net dat jou eie gedagteswêreld kan verwarrend wees teenoor jouself. Jy kan jouself verwar baie vinnig. Ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie. Jou brein het die kapasiteit en die vermoë om jou baie vinnig te oorweldig, jou fokus te steel. Jy weet, ek sê nooit vir my vrou sy is oor-emosioneel nie, nooit nie. Ek sê net vir haar, jou brein hardloop weg met jou. Nee, ek spot. Maar jou brein het die vermoë om te doen en die woord bevestig dit in Deuteronomium 28 vers 20. Ons gedagteswêreld kan angstig en geslote wees. Ons gedagteswêreld kan selfs boos en rusteloos wees. Ons gedagteswêreld kan tot en met 'n punt gaan waar ons 'n sondige verstand het, dat die inhoud van my gedagtes lewe teenstrydend is met dit wat God se woord en waarheid vir my sê. Selfs rebelleer teen dit, ons kan 'n verblinde verstand hê en selfs 'n korrupte verstand hê. En dit is vanuit daai waar Paulus kom skryf aan elkeen van ons in Romeine 12. En hy sê die volgende woorde, ek gaan in Engels in die CSB lees, jy is welkom om in jou taal en vertaling te lees. Maar hy skryf na hierdie behoefte toe en hy sê, therefore, brothers and sisters, in the view of the mercies of God, I urge you to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true worship. Net daar vir 'n oomblik stop. Met ander woorde, as jy nie bewus is vir dit wat in jou binneste aan die gang is nie, gaan dit onmiddellik jou aanbidding beperk. Met ander woorde, as ek nie bewus is van selfs dit wat in my onbewussyn leef nie, gaan dit my aanbidding beperk. Het jy ooit gewonder asof jy voel, wat die rede vir dit is dat jou geloof maar net 'n muur slaan? Jy voel jy stagneer in jou geloof, jy voel jy bid in 'n plafon vas. Almal rondom jou ewe skielik voel asof hulle die Here op 'n volgende vlak beleef en vir jou, is jy frustreerd met jou geloofslewe, is dit ander mense in ander kerke wat dit beleef? Nee, dis nie ons nie, nee. Dis nie hier by Doxery Littleton nie. Hier beleef ons nie daai goed nie. Maar Paulus kom skryf, hy kom gee eintlik vir ons 'n goeie indikator. Dat as jy wil floreer in geloof, as jy 'n volgende vlak van intimiteit met die Vader wil beleef, dan gaan jy moet werk maak van wat in jou binneste aan die gang is. Kom ons lees verder, hy sê, do not be conformed to this age. Be transformed by the renewing of your mind, so that you may discern what the good and pleasing and perfect will of God is. In hierdie een enkele skrifvers kom wys Paulus vir ons eintlik 3 realiteite, en dit is hierdie 3 realiteite wat ek vandag met jou wil kom deel, wat ek glo spreek na van die mees praktiese en hoe ons te werke gaan met ons binneste. Kan ek jou uitnooi saam met my? Die eerste realiteit wat ons sien natuurlik is ons eksterne realiteit, die wêreld rondom ons, en ek gaan dit net vir jou vereenvoudig, dit is wat om jou en met jou gebeur. Daar's baie goed wat om mense gebeur, né? Maar daar's ook spesifieke goed wat met jou gebeur. En jy beleef hierdie goed vanaf 'n eksterne bron. Met ander woorde, daar's goed in hierdie lewe wat die vermoë het om te kom skud en ruk aan my binneste. Dis goed wat van buitekant afkom, dis krisisse.
Dis omstandighede, dis onreg van ander mense na my toe, dit is ongelukke, dis tragedie en selfs rampe, dis goed wat met my gebeur, maar hierdie goed onmiddellik skuif oor en het 'n invloed en 'n afwerking op my binneste. Nou hier is waar Paulus vir ons skryf, en hy skryf na hierdie eksterne realiteit toe, en hy kom sê vir ons die volgende, hy sê, do not be conformed. Met ander woorde, die goed wat rondom jou gebeur, het die vermoë om jou te probeer vorm en druk in 'n rigting, en hy sê, weerstaan dit. Weerstaan dit. Want jy is nie 'n slagoffer van jou omstandighede nie, jy is nie 'n slagoffer van hierdie lewe nie. Jy weet, soveel van ons beleef dit, nee, is dat my lewe spesifiek uitgesonder en uniek, is uitgelaat as 'n teken, en net hierdie goed gebeur met my. Ek is die enigste een wat mense, geliefdes aan die dood afstaan. Ek is die enigste een wat teleurgesteld word in hierdie lewe. Ek is die enigste een wat moet sit met die reperkusies en resultate van my eie besluite en foute. Ek is die enigste een, nee. Maar jy is nie. Elke mens wat hier sit, en almal wat hierdie woorde sal teekom, sal beleef dat daar's 'n eksterne realiteit wat ons moet weerstaan. Die woord het iets te sê oor dit. Nou, verder as dit wil ek ook vandag vir jou wys, daar's ook 'n interne realiteit, en ons het nou vandag hierdie gesê, dis alles wat hier binne jou gebeur, is waar jy prosesseer, en dis waar jy verwerk, jy dink, jy voel, jou emosies, jou intellek, alles leef binne in hierdie interne realiteit. En dit is ook interessant waar Paulus hier skryf, en hy sê vir ons eintlik twee goed hier, hy kom sê, be transformed, met ander woorde, daar's 'n verandering, 'n vernuwing wat moet plaasvind. Hoe doen ons dit? Deur om ons gedagtes te vernuwe. Deur om jou gedagtes wêreld elke dag te hernie, van voor af. Nou ek gaan 'n bietjie later wil ek stil staan by net van die kernwoorde wat daar gebruik word, maar ek wil net ook vinnig vir jou wys dat daar's 'n ewigheidsrealiteit. En hier is ons hierdie verstaan, is God het nie net in homself 'n drie-eenheid nie, hy skape binne in 'n drie-eenheid. Kom ons kyk net gou vir 'n oomblik. Dit is die verlede, die hede en die toekoms. Dis 3 in 1, dis wat tyd opmaak, nê. Nee. Materie bestaan uit 'n gas, 'n vloeistof en 'n vaste stof. Het jy dit al beleef? Jy self is drie-enig. Jy het 'n verstand, jy het 'n liggaam en jy het ook 'n gees. So God in homself is nie net drie-enig nie, hy kom skape alles binne-in hierdie drie-eenheidsraamwerk. En baie mense boor deur hierdie lewe, absoluut, op vol spoed, en verstaan nie dat daar's 'n ewigheidsrealiteit wat parallel hardloop met jou lewe, wat iets te sê het oor jouself. So, hoor wat sê Paulus hierso, hy sê, discern, onderskei, what the good and pleasing and perfect will of God is. Dit is die Here se woord, se waarheid, se plan, en se weg vir jou lewe. Jy sien, ek weet almal van ons hier vandag het die bestanddele, die regte bestanddele tot jou lewe. Ek dink net ons misluk in die volgorde van die bestanddele. Ons het so 'n bietjie in die vakansie ons kombuis bietjie as 'n restaurant gesien, so my vroukie het interessante disse vir ons uitgedink, en ons eksperimenteer verskriklik met goeders wat baie lekker uitkom, maar ons het die belangrikheid verstaan van, dit gaan nie net oor die regte bestanddele nie, dit gaan oor die volgorde van daai bestanddele. Want die oomblik as jy die goed omruil, dan is daai koek ewe skielik baie plat. Nee, en hy kom nie reg uit nie. En dis dieselfde met ons geloofslewe. As ons almal weet van hierdie goed, dis nie nuwe nuus nie. Ek wens ek kon vandag vir jou nuwe inligting bring. Maar ek het die spanning van myself afgehaal dat ek dit nie hoef te doen nie. Want almal van julle weet hierdie goed. Die uitdaging is die volgorde. Hoe ons dit prakties toepas. Jy weet, hier wat ek vandag vir jou wil wys, is dat die woord en die waarheid en die wil van God is nie veronderstel om jou lewe in te lig nie. Dis veronderstel om jou lewe te rig. En baie keer werk ons so met die woord, nee. Baie keer werk ons so met die Here. Baie keer werk ons so met dit wat hy vir ons sê, is kom lig my net in. Bring my net op spoed. Ek op dieselfde bladsy wees, dat ek net min of meer kan verstaan wat hier aangaan. En ons maak 'n studie van dit, asof dit vir ons net rasioneel moet sin maak. Die woord van God was nooit bedoel om studeringmateriaal te wees, om jou in te lig nie. Dis veronderstel om jou lewe te rig. Met ander woorde, die ewigheidsrealiteit het meer te sê
oor myself as my innerlike en selfs my uiterlike realiteite. En dat as ek dit verkeerd om het, gaan ek dit heeltemal mis. Kom ek wys vir jou, kom ek het vir jou sê, baie van ons lewe met die indruk, dat as ek eers die goed rondom my kan uitsort, as ek net 'n bietjie die chaos rondom my kan stil maak, dan sal ek tyd hê om regtig by die Here te gaan sit. Nee. As dit net nie so sleg met my gaan finansiëel en ek hierdie stres en spanning moet hê nie, dan sal ek baie gelukkiger wees en dan sal ek by die Here kan gaan sit. Sien, dit is eintlik die ander kant om. Dit is eintlik die ander kant om. Dit is nie kry eers jou buiteste reg voordat jy iets in jou binneste beleef en dan nader aan die Here kom nie. Inteendeel, dis ons beginpunt. Dis waar ons begin. Ons begin by die oomblik toe Christus die woorde tetelestai uitgespreek het. Toe hy sê dit is volbring, het hy nie net gepraat van iets wat hy in sy eie vermoë kom doen het nie, hy het iets kom uitspreek oor jou. Besef jy dit vandag? Daai woorde wat gebruik was, tetelestai, was gebruik wanneer 'n rekening afbetaal is en niks verder mee geskuld is nie. Het hulle 'n stempel op daardie ding afgedruk en gesê dit is volbring. Maar ons lewe met hierdie mentaliteit van ek moet iets bewerk, ek moet nog iets doen, ek moet nog iets kry, ek moet nog uit my eie uitgoed doen. En jy maak jouself moeg. Jy lewe jouself in 'n pulp in. So baie keer die vyand blameer, ek dink die vyand het lankal verlof gevat. Jy doen die werk sommer vir hom. Baie van ons het nodig om onsself te herinner vandag. Ons begin by die uitspraak van die Vader. Wat hy te sê het oor my lewe, die ewigheidswaarheid en wil en plan wat hy oor my spreek. Dis van waar ek lewe. Nou ek wil vandag vinnig vir jou wys. Paulus praat hiervan in Efesiërs. Ek gaan net weer eens in die Engels lees. En hy kom skryf vir ons iets hier wat ek dink so kern en belangrik is vir elkeen van ons. Hy sê in vers 22 in hoofstuk 4, take off your former way of life, your old self. It is corrupted by deceitful desires. Be renewed by the spirit of your minds. Dis die sleutel vandag. Ek wil vinnig vir 'n oomblik by 'n paar goed stil staan wat ek regtig glo prakties vir ons is oor hoe ons hierdie doen. Wat beteken dit vir my wanneer ek nie lewe op die opinies van mense nie en ek lewe ook nie net op my eie self-talk en wat ek in my binneste hier beleef nie, maar werklik dit wat die ewigheid oor my spreek, wat die Vader oor my spreek, wat die Gees in my hart bewerkstellig, wat Christus se waarheid oor my lewe sê. Hoe doen ons dit prakties? Ek wil vandag vir jou sê, jy moet jou self 'n bietjie vasvat. Jy moet jou gedagtes lewe terugneem. Want jou gedagtes lewe is dalk van jou af weggeneem deur omstandighede, uiterlike goed. Of selfs dat jou eie gedagtes met jou weggehardloop. Jou eie binneste het weggehardloop en het weggevat van jou af. Vandag neem ons dit bietjie terug en ons trek dit na die punt toe waar ons sê ons weet die Vader het meer vir ons te sê oor hierdie. Ek wil vir jou uit Filippense 4 uit wil ek hierdie vandag vir jou wys. Daar's net 'n paar kernelemente. Jy lees gou saam met my. Dit sê don't worry about anything. But in everything, through prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ. And so finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just and pure and lovely and commendable, if there's any moral excellence, if there's anything praiseworthy, dwell on these things. Do what you have learned and received and heard from me and seen in me. And the God of peace will be with you. Wat hierdie eerstens vir ons sê is, moenie wag vir eksterne goed om te verander nie. Jy gaan lank wag. Hoe vernuwe ek my gedagtes? Ek begin nie by die buitegoed nie. Ek wag nie vir goed daar buite om te verander voordat ek iets hier in my binneste doen nie. Ek besluit nou. Ek doen dit van ewigheidsperspektief af. Paulus skryf hier en hy sê dit vir ons so mooi. Hy sê, don't worry. Moenie heeltyd hardloop na die goed daar buite nie en die ongelukke daar buite en die tragedies daar buite. Hy sê moenie los dit vir 'n oomblik, dit gaan jou nêrens bring nie. Hy sê die vrede van God gaan alle verstand te bowe. En dit kom beveilig jou hart en kom sê vir jou jy's okay. Want jou Vader het baie meer in gedagtes vir jou as wat jy ooit in jou lewe kan hê. Besef jy dit? Besef jy dat
jou vermoë om te droom oor jou lewe nie 'n druppel in die emmer is teenoor God se vermoë om te droom oor jou lewe nie. Maar jy worry en jy stres en jy beangs jouself tot op 'n laaste. En dit doen niks nie. Dit bereik niks nie. Hoe doen ons hierdie? Ons hou op om te glo dat ons nie ons gedagtes kan beheer nie. Dis 'n leuen. Jy kan jou gedagtes beheer. Jy kan en jy moet. Die woord bevestig dit vandag vir jou. Die woord sê dit vir jou duidelik. If there's anything praiseworthy, dwell on these things. Hoekom gaan jou gedagtes onmiddellik na die ergste? Dadelik gaan jou gedagtes na die leuns toe. Die vrese, die onsekerheid, die onbekende, die onverwagte. Jy onmiddellik gaan daartoe. Kom spandeer jou hart soveel tyd by die goed wat net kom steel. Gaan eerder na die plek toe van ware aanbidding. Dwell on these things. Die Here doen baie in jou lewe. As ons dit ignoreer en ons aandag gesteel word, is dit wanneer ons hierdie goed beleef. So beheer wat in jou gedagtes wêreld leef. Jy kan, dis joune. Dis jou gedagtes wêreld. Jy sien die woord sê dit vir ons so duidelik, dit waarmee jy jou gedagtes voed, kan of kom versterk of verwoes. En ons almal weet hierdie is nie nuwe nuus nie. Filippense sê ook hierdie, dit sê whatever is true, honorable, whatever is just and pure, whatever is commendable. Wat is die goed rondom jou wat regtig kom versterk en beaam? Met baie ouens lewe met hierdie spanning dat ek moet net perform. Ek moet net ander mense impress. Ek moet net goed lyk. Ek mag nooit swak lyk nie. Ek weet nie wat se lewe is dit nie. Ek dink inteendeel, die Here kom nooi jou vandag. Kom ontdek iets waar jy jou binneste kan kom versterk met nie menslike goed nie tydelike goed nie, met ewigheidsgoed. Die feit dat jy 'n seun genoem word, 'n dogter genoem word van die koning. Die feit dat in God se oë is jy 'n 10 uit 10. Hy sien nie fout nie, hy sien nie mislukking nie, hy sien nie sonde nie. Hy is nie vir 'n oomblik ge-worry oor jou verlede nie. In sy kop het hy dit lankal betaal. Hy sien jou as heilig. Laat daai goed jou binneste kom reinforce. Ek wil vandag ook vir jou sê dat jy kan jou gedagtes vernuwe deur om te kom bely wat jy glo, nie net wat jy voel nie. Jou gevoelens is geldig. Ons sê dit ook baie. Jou gevoelens is geldig, maar is nie getrou nie. Jy kan nie lewe op gevoelens alleen nie. Jy kan nie net reageer op gevoelens alleen nie. En ja, jy voel dalk asof jy lewe bietjie taaf was. Jy voel dalk asof jy 'n slagoffer was van hierdie jaar met al die nonsens wat jy is. Jy voel dalk asof jy alleen is. Jy voel dalk asof jy herhaaldelik misluk en vasgevang is. Maar wat wil jy bely? Op wat wil jy reageer? Op wat jy voel of op wat jy glo? Dis waar jou geloofswêreld afspeel. Dis nie net op emosies nie. Dis op waarheid gebou. Doen wat jy geleer het van my, wat jy gesien het, wat jy beleef het. And the peace of God will be with you. Paulus skryf hier, hy kom sê, wat bely jou lewe? Jy sukkel om jou gedagtes te vernuwe, want jy bely heeltyd gevoelens, jy bely heeltyd emosies, jy braak eintlik maar net jou binneste, en jou ontevredenheid, en jou suurheid, en jou bitterheid. Maar dit dra nie by, tot wat wag vir jou vanmôre nie. Kom bely eerder geloof, die skrif is vol van dit, ons is meer as oorwinnaars. Meer as oorwinnaars. Ons staan geregtig voor hom. Ons is geliefd deur hom, ons huisves sy teenwoordigheid permanent. Die Heilige Gees speel nie Airbnb met jou nie. Hy kom nie seisoonaal in en uit nie, hy is binne in jou, die heeltyd.
So wat bely jy vandag? Ek wil jou 'n kans gee om te reageer. Ek wil jou 'n kans gee om, soos wat ons in 'n tyd van aanbidding ingaan, om bietjie stil te staan by jouselfie. En net vir jouself te vra is, wat is ek besig om my binneste mee te vul? Is dit ander mense se goed? Is dit eksterne goed? Is dit dalk die geveg in my binneste? Of is ek regtig op 'n punt waar die ewigheidsuitspraak oor my lewe rig? Het die woord 'n groter sê oor jou as die wêreld? Hallo? Het die Vader 'n groter sê oor jou as die vyand? Het die Gees 'n groter sê oor jou as jouself? So ek wil jou nooi, kom staan saam met my vanoggend. Ons gaan in 'n tyd van reaksie, 'n tyd van gebed, tyd van aanbidding. En jy is welkom om so saam met ons te reageer.